The best show. This is Michael Kusel. Met Eergoed. 3, 2, 1, action! It's showtime! Welkom bij Noord Eergoed met my Michael Kusel Therese Hume. en was vir my 'n groot voorreg om met juffrou te werk. Juffrou het my basis groot gemaak. So vertel vir ons waar juffrou die moedkrag gekry om met kinders te werk. Waar lê die moedkrag? Waar lê die inspirasie? Waar het juffrou laat maak dat juffrou begin werk met kinders soos ons wat in 'n gebied bly waar daar baie moeilike situasies is of groot probleme is. Waar het die inspirasie gekom? Waar vanaf? Waar juffrou die moedkrag gekry om in ons te werk? Want kyk waar ek werk met skoolkinders by Cavaleria. Nie almal wil deel wees van 'n skrywersgroep of so om so te sê nou. Hulle wil basies iets anders doen of hulle wil betrokke is met bendes en goed. So waar het juffrou die moedkrag gekry? En wat ek wil vir juffrou gevra het, watter plek is juffrou oorspronklik? Waar het juffrou op hierdie pad gesit dat juffrou moet begin skryf om ander mense te help? Waar lê die inspirasie? Of wil juffrou al die tyd gedoen het? Of wil juffrou net gesien daar's 'n nodigheid of 'n need in die plek of in sekere plekke juffrou al gewerk het al? Waar vanaf kom dit basies? Ek het groot geword in Pretoria en was al die jare baie lief vir drama, vir gedigte opsê en het baie goed gedoen daarmee. So ek is later universiteit toe het ek 'n BA drama gedoen op by Tikkies en daarna honeurs in Afrikaans Nederlands. En in daai tyd het ek ingeskryf vir 'n poësiekompetisie wat die universiteit uitgeskryf het. En toe wen ek die kompetisie. En toe gaan ek in daai rigting in. Ek het vroeg al besef dat die verhoog nie my plek is nie. Maar mense se stories interesseer my wel. En later jare het ek by die SAIK begin werk as 'n vryskut televisieregisseur vir baie jare. Insetsels gemaak. En toe op 'n stadium, later na my kinders gebore was het ek besef, ek wil nou nie meer op die kantlyn staan en rapporteer en mooi video's maak oor ander mense se stories nie. Ek wil deel wees van hoe mense hulle stories vertel. En toe het ek begin met my nagraadse studies by Unisa in narratiewe terapie. En dit het eintlik my lewe verander. Dit was in 2000. Ek het my meestersgraad gedoen toe in pastorale terapie. Narratiewe terapie het deel gevorm van die pastorale terapie kursus by Unisa, nagraads. En later het ek my doktorsgraad gedoen. En ek het toe by Petunia beland, waar jy op skool was, in graad 7, om navorsing te doen oor die rol van terapie en van my titel van my proefskrif was Pastoral Care in the Challenge of Poverty, How Opening Hearts and Minds Create Possibilities in a Marginalized School Community. Hoe juffrou geweet dat ons die potensiaal het om te skryf? Wat het juffrou gesien in elkeen van ons? Hoekom het juffrou spesifiek vir my, voordat ons almal verander, ons lewens verander? Hoe juffrou geweet dat ons die geskenk het of die talent het om te skryf of om op te voer voor 'n gehoor? Hoe juffrou geweet dat ons die potensiaal het? Ek wou meer leer van die verantwoordelikheid wat daar is op mense in die terapeutiese wêreld oor hoe om te reageer in kontekste van armoede. En ek wou beter verstaan hoe my ander mede-Suid-Afrikaners leef en hoe hulle lewens geloop het tot op daai punt. So dit was 'n lewensveranderende studierigting vir my. Maar in daai tyd is my eie gedigte toe gepubliseer in Nuwe Stemme 3 terwyl ek by Petunia gewerk het.
Jou vraag oor moedkrag is eintlik dis 'n vreeslike mooi woord daai. Ek het dit nog nie van tevore gehoor nie. Jy sien, dis nou die digter wat praat, Michael, moedkrag. In die boek wat ek nou geskryf het, praat jy idees vir die skep van 'n skryfkultuur in die klas. Gebruik ek 'n aanhaling van twee mense wat vir baie jare groot werk gedoen het in Suid-Amerika met volwasse geletterdheid. Hulle is Miles Horton en Paulo Freire. En hulle boek se titel het my so aangegryp. Die titel is Ons maak die pad deur te stap. We make the road by walking. Ek dink, soos wat ek die pad gestap het by Petunia, het ek meer moed gekry. En hoe meer moed ek gekry het, hoe meer krag het ek gekry. En hoe meer krag ek gekry het, hoe meer moed het ek gekry. As terapeut glo ek, elke mens het iets om te sê wat die moeite werd is om gehoor te word. So, wanneer ek na jong mense luister ek omdat ek regtig waar glo, daai persoon het iets om te sê. Ek het nie geweet julle kan skryf nie. Ek het net geglo julle het elkeen unieke stories en wysheid en insig en ek was nuuskierig om dit te hoor. En as dan kom julle met die partykeer met die clichés en sê ek nee, maar vertel my nou regtig vertel my wat jy wou vertel het en so aan. So ek het aangehou om te soek na water. Ek gebruik daai metafoor in die boek. Ek het geglo daar is water in elkeen van julle en daarmee bedoel ek nie talent nie. Want ek glo ons moet wegkom van die idee van talent. In te veel skole en in gemeenskappe is mense obsessief oor talent. Met ander woorde, hulle sit klaar die kinders in kampies. Julle is in die talentkampie en julle is in die nie-talentkampie nie. Nou ek kan vir jou sê, Michael, as ek met 'n talent manier hierdie boek benader het ek nie 'n boek gehad om te skryf nie. Want meeste van die jong mense wie se gedigte in die boek opgeneem is, het nie aan die begin gedink hulle het talent vir skryf nie. So ek kyk nie so daarna nie. Ek stel meer belang in stem en in mense se unieke ervarings en stories. En my ervaring was dat wanneer dit begin borrel soos 'n fontein, dan begin daai water loop. Of dit nou in drama is en of dit in kletsruim is of in gedigte, maak nie saak wat nie. Die water sal sy pad vind. Met juffrou se ander publikasies soos Nuwe Stemme 3, hoe het hulle vir juffrou benader en waar het hulle juffrou se gedigte gesien? Want ek weet, die publiseerders, Nuwe Afrika en Human in Rousseau, laapuitgewers, is basies mense wat goed raak gesien het en wat idees het en wel sekere gedigte van verskillende skrywers gebruik om in 'n digbundel te sit, soos Nuwe Stemme 3, Nuwe Stemme 2 en goed. So, wat het hulle juffrou se werk gesien? Of het hulle net, juffrou gesê, hulle soek na nuwe skrywers, wat graag wil publiseer en goed. So, die inskrywings is oop, het hulle vir juffrou so benader, of het hulle vir juffrou so goed gesien, of hoe het dit gekom? Die uitnodiging vir Nuwe Stemme 3 was een waarvoor 'n mens anoniem moes inskryf. So ek het 10 van ons moes almal 10 gedigte instuur. En hulle het nie geweet wie die mense is wat dit instuur nie. So hulle het blind die inskrywings gekeur. En al 10 my gedigte is in 2005 geplaas toe in Nuwe Stemme 3. En dit is hoe my gedigte daar verskyn. Met die nuwe boek praat jy, ek weet, dis basies juffrou se werk. Alles wat in die boek is juffrou se werk. Juffrou gedoen het in gemeenskappe en kinders gewerk en so aan. Wat het juffrou laat besluit dat juffrou hierdie boek wil graag doen en juffrou vir ons almal benader het? En hoe dit gekom dat juffrou regtig gevoel het dat dit nodig was om hierdie boek te publiseer? En kyk, baie mense is nou op social media, op sosiale media en goed so. Almal wil liewer op YouTube wees of op TikTok of op Facebook goed lees. Hulle sal dit doen in plaas van om 'n boek te lees. So
Ja, nie almal wil graag boeke lees nie. So, waar het juffrou die need gesien vir dit? Ek dink my ervaring is dat jong mense se breine gaan oop vir dit waaraan hulle blootgestel word. As jy net blootgestel word aan TikTok, sal jy net TikTok doen. As jy blootgestel word aan sokker, dan sal jy sokker doen. As jy ook blootgestel word aan die wonderlike wêreld van boeke, kan boeke en taal jou lewe oneindig verryk. Maar daai blootstelling is dink ek die ding, en dit is die rede hoekom ek 'n skoolbiblioteek by Petunia Primêr begin het. Want dit is nie net oor lees nie, dis ook oor die wêreld van die verbeelding wat vir jou oopgaan deur boeke. Ek dink as kleinkind onthou ek hoe ek gesit het met daai prentjies en daai illustrasies voordat ek nog kon lees, en hoe dit my verbeelding aan die gang gesit het. So ons eintlik aan ons kinders verskuldig om vir hulle die wêreld van boeke oop te maak, want dit gebeur nie van self nie. Jy word lief vir lees wanneer jy weet daar is boeke wat die moeite werd is om te lees. Ja. En kyk, juffrou het nou in verskillende gemeenskappe gewerk. Is daar nie enige vrees in juffrou om na verskeie plekke toe gaan en in skole instap en net gedink dit gaan maklik wees om kinders te kry? Wat gebruik juffrou? Watter tipe gereedskap gebruik juffrou om die kinders te benader om te wil skryf, die wat nou wil rap, die wat wil musiek maak of goed? Wat gebruik juffrou om vir hulle te benader? Kyk, waar ek werk, nie almal wil. Hulle wil skaars sport doen. Sommige van die kinders wil lees skaak speel, sommige van die kinders wil lees na skool sit en hulle werk doen of net 'n boek vat en lees. So, watter tipe gereedskap of watter tools gebruik jy vir om die kinders te benader? Michael, die gereedskap wat ek gebruik om jong mense te benader, dink ek is twee goed. Die een is respek en die ander een is nuuskierigheid. Ek is regtig nuuskierig om te hoor wat jong mense het om te sê, en hulle sien dit, hulle voel dit. En ek dink dis dit wat jong mense maak, as hulle self deur my oë sien, dan wil hulle vertel. Baie keer begin dit by praat, dis hoekom ek aan die begin, in die boek skryf ek daaroor, het ek 'n klipbord gevat en net neergeskryf wat jong mense my vertel, en dan het ek later vir hulle gesê, kyk, hier het ek nou alles neergeskryf wat jy my vertel het, en dan kon hulle baie keer nie glo dis wat hulle alles gehad het om te sê nie. Want ek het net vrae gevra en meer vrae oor hulle gewone lewe gevra. Jy weet, baie keer dink jong mense as hulle gedigte skryf, moet dit oor groot en swaar onderwerpe wees. Is nie altyd so nie. Natuurlik is daar lieflike gedigte soos jou gedig, Michael, oor vriendskap, helder jy is my braas, een van die mooiste gedigte in die boek. En Zurich se gedig oor sy oupa, sy verhouding met sy oupa. En Jessie McKay se verhouding met haar oupa. Dis pragtige gedigte. Maar dan is daar lieflike gedigte oor groenaalpolitoer. Of Telrin Masimela wat geskryf het oor, kan ek myself 'n digter noem, oor hoe hy gesukkel het om aan die skryf te kom. Jy kan eintlik oor enige iets skryf. En is eintlik net om 'n mens se kop los te maak vir daai moontlikheid. Ons praat in die terapie van die buitengewone in die gewone. Baie keer in gewone goed, soos in daai pragtige gedig van John Pamplin, oor sy ma se liefde, lê dit in die gewone goed. John Pamplin is een van die eerste ouens daar in Kraaifontein wat opgedaag het toe ek nou 'n uitnodiging rig in die graad 7 klas vir jong mense om hulle eie skryfwerk te bring, nadat ek hulle bietjie blootgestel het aan Bruiten se gedigte en Ingrid Jonker se gedigte. Toe daag hy op met 'n so opgevoude stukkie papier in sy boorsak, toe sê hy,
Juffrou, ek weet nou nie of dit reg is nie. Toe sê ek, kom, gee jy om as ek jou 'n bietjie uitvra, want ek kon sien die gedig is soos daai Hallmark kaartjies wat mens kry, jy weet, vol groot woorde, soos kosbaar en so. En toe sê ek, John, vertel my gou waaroor gaan die gedig? Nee, juffrou, is oor my ma, is oor haar liefde. Sê ek, okay, vertel my van haar liefde, John, soos wat is haar liefde? Nee, juffrou, dis nie suur nie. Okay, John, so as dit nie suur is nie, wat is dit dan? Soet, juffrou. Nou hou ek aan. Ek is nou gefassineer. Ek wil nou weet oor die detail van John se ma se liefde. Ek sê, soet soos wat, John? Vra hy vir my. Kan ek enige iets kies, juffrou? Sien, hy het nie geweet hy kan enige iets kies nie. Sê ek enige iets, John? Toe antwoord hy, appels, perskes, lemoene en guavas. John, is jou ma se liefde net 'n vrug te soet? Of is dit ook 'n anderste soort soet? Nee, juffrou, Wilson stoffies. En toe sit John en ek en ons maak die gedig. My ma se liefde is soos Wilson stoffies. Ek sê, John, daai guavas wat jy nou net gesê het, hoe lyk daai guavas? Hy sê, juffrou, daai sagte geel is. En hier is die gedig van John Pamplin. Niks uitgemaak nie. Eenvoudige taal. Hoor gou hier. My ma se liefde is soos Wilson stoffies. Soet soos guavas. Sag en geel. Waarmee tand is juffrou besig nou op die oomblik en wat kan ons verwag van juffrou af na die boek, na die publikasie, die Praat Jy boek? Wat kan ons verwag van juffrou af in die volgende paar jaar en goed? En ja, is daar enigiets wat juffrou wil sê om ons jong mense te motiveer? Is daar enigiets wat juffrou wil sê vir ons jong mense en dat ons monde oopmaak, dat stil bly nie altyd 'n antwoord is. So, wat is enige motiverings, wat wil juffrou graag sê vir ons jong mense daar buite? Michael, hierdie is 'n baie belangrike vraag van jou. Ek voel eintlik baie sterk daaroor dat ons lewe in 'n kultuur wat baie keer vir jong mense laat voel hulle is nie goed genoeg nie. Of jy beter nie waag om uit te styg nie, want ons sal vir jou met die grond gelyk maak, Boeta. Jy moet nou nie dink jy het enigiets om te bied nie. En dit is waar ek dink waar die probleem lê. Hoekom jong mense nie skryf nie, en hoekom jong mense nie praat nie. En hoekom hulle maar eerder in die wêreld van TikTok en in die clichés van fabulous op WhatsApp en YouTube en so gaan en praat soos almal praat, want die moment as jy eerlik praat uit jou eie lewe uit, gaan mense hulle oorrol, sê hoe kon jy dit doen? So, ek wil eintlik 'n oproep rig aan die ouers in die gemeenskap en onderwysers om te sê, maak dit veilig vir jong mense om te wil praat. Moedig hulle aan om oor taboe onderwerpe te praat. En maak dit veilig in jou klas vir kreatiwiteit. Want daar kan nie waagmoed in 'n klas wees waar daar vernedering is nie. Die moment as daar oorrollery in 'n klas is, as iemand 'n mondeling doen byvoorbeeld, kan jy maar vergeet dat daai ou ooit weer gaan opstaan en sy gedig gaan lees. Want hy is bang hy word verneder. Ons moet kyk na hierdie goed, want dit is amper soos as daar nie 'n fondament is nie, kan jy tog nie 'n huis bou nie. En dis waar die fondament wat my betref lê. Ek dink jong mense het baie om te sê. Hulle het nie eintlik my raad nodig nie. Ek dink die mense wat hulle die hele tyd verneder en afmaak en sê jy's nie goed genoeg nie. Ja, wie dink jy is jy? My boodskap is eintlik vir hulle, Michael. Jong mense het oor die jare baie vir my beteken en die verhoudings wat ek met jong mense gevestig het, soos met jou, Michael, oor die jare, het ook my lewe verryk. Ek het so ongelooflike iets het nou die aand gebeur. Ek het 'n baie moeilike dag beleef.
En toe ek in die bed klim, toe maal die ontevredenheid en die frustrasie nog in my kop. En hier kom 'n WhatsApp en dis van jou. Ek kon dit nie glo nie. Daar sê hy, juffrou, is juffrou okay? Ek kry die gevoel juffrou is nie okay vanaand nie. Ek kon my oë nie glo nie. Toe dink ek, ja, dit is hoe dit werk. 20 jaar, wat jy voor nou met ons werk, met my en die Masamala's en ons is net baie dankbaar vir juffrou. Reg so. Dankie. Totsiens. Dit is al van my, tot Egos met my Michael Kusal. Now that's what's happening.